Geloof teenoor vrees. Een van die bemoedigste tekstverse vind ons in Psalm 27 vers 1. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Dawid bid hier sy psalm in 'n tyd van bedreiging. In sy leefwêreld waar fisiese oorloë, politieke vyande, persoonlike vervolging 'n daaglikse werklikheid was, is hierdie beeld van God as lig, as redder, as toevlug baie sterk metafoor vir beskerming. Lig moes die gevoel gee van veiligheid en duidelikheid, juis in 'n donker en gevaarlike omgewing. Redder gee die gevoel van, dit maak nie saak wat gebeur nie, soos 'n lewensredder hou God ons dop om te help waar nodig. En toevlug of vesting gee die indruk van sekuriteit, die indruk van onoorwinbaarheid. Vir Dawid was geloof nie 'n abstrakte idee nie. Dis vir hom 'n praktiese werklikheid en waarheid teenoor die werklike vrees van aanval en vernietiging. Ons vrees mag vandag dalk anders lyk, met finansiële frustrasies, met gesinsverskille, met werksonsekerheid, met gesondheidsuitdagings. En tog bly die beginsel steeds dieselfde deur hierdie eeue heen. Geloof vertrou God is groter en het 'n groter doel as enige vrees wat ons mag bedreig. God se teenwoordigheid mag ons steeds soos Dawid ervaar as 'n veilige ruimte wat ons innerlike krag herstel. Ons maak dit prakties. As ons kyk na die navorsing in die positiewe sielkunde, dan sien ons dat godsdiensgerigte strategieë soos gebed, geloofsverklaring, vertroue oefeninge, dit alles verminder vrees en dit gee vir ons psigiese veerkrag waarin ons dit in stresvolle situasies beter kan hanteer. In sulke praktyke gee mense 'n gevoel van betekenis en 'n groter raamwerk waarin ons uitdagings kan plaas. En so kan ons vandag dus weer verklaar, God is groter as my vrees. God is by my. Wat ook al die situasie, bly dit herhaal. God is groter as my vrees. God is by my. Want is nog dieselfde God van Dawid wat ook vandag reëers. Leef geïnspireerd.